Ons is baie opgewonde by oorvloedige lewebedieninge om vir jou hierdie DVD te kan aanbied. Die genesing van siektes. Ons het in 2007 begin met die bediening en dit is nou 2011. En dit is nou die eerste keer wat ons die samevatting vir jou kan aanbied. Maar kom ons bid eers saam. Abba Vader, baie dankie vir u genade en u liefde. Dankie dat u vir ons elkeen so lief gehad het. Dat u u seun Jesus Christus gestuur het om te sterf aan die kruis. Vir die vergewing van ons sondes. Maar ook vir die genesing van siektes. Vader, baie dankie dat u vir my geleer het uit u woord uit. Dankie dat ek nou reeds byna 6 jaar siektevry is. Dat ek vry is van enige van my ten minste 7 kroniese medikasies waarop ek moes wees. Vader, u kry al die eer daarvoor. Jesus Christus, baie dankie vir elke hou wat u moes verduur het, vir my siektes, vir elke persoon wat hierna kyk. Vader, ek bid dat u deur die Heilige Gees mense se lewens sal aanraak. Ek kom bid, Vader, dat u deur die Heilige Gees vir mense sal wys, wat is sleg wat hulle moet vermy. Vir hulle kom wys hoe moet u gedien word in gees en in waarheid. Vader, u sê vir ons in Spreuke 3 vers 7 en 8, moenie dink jy die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy dit wat sleg is. Dit is die genesing vir jou liggaam, die verkwikking vir jou gebeente. Vader, dankie dat u vir my kom wys het, die enigste ware geneesmiddel. Dankie Jesus, dat u aan die kruis gesterf het, sodat ons Jakobus 5 kan toepas in ons lewens. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge kom. Laat hulle gelowig bid en die sieke salf met olie. Bely julle misdade en julle sondes en julle sal gesond word. Dankie Jesus dat u dit moontlik gemaak het, dat ons sondes kan bely, daar waar ons buite Vader se wil was, en dat ons genesing kan kry vir ons gees, ons siel en ons liggaam. Vader, ons gee vir u al die eer, want al die eer kom u alleen toe. Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons al ons sondes, soos wat ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So baie mense het al vir ons gesê, nou waar begin ek nou met julle produkte? Ons het elke maand 'n ander onderwerp behandel. Daar is nou al 17 verskillende onderwerpe. En dit kan nogal oorweldigend wees as jy vir die eerste keer blootgestel word aan oorvloedige lewebedieninge se dienste. Waar begin jy nou? En daarom is ons baie opgewonde oor dit wat Vader vir ons kom wys het. Hy het vir ons eers al die stukkies legkaarte gewys en nou het hy dit bymekaar gebring. En ons het besluit om dit in 'n 5-dag gees en waarheid wegbreek saam te stel. Hierdie DVD is vir jou om 'n kykie te kry van dit wat ons gedoen het oor 17 verskillende naweke. Uit die aard van die saak is dit onmoontlik om in detail op elke onderwerp in te gaan op hierdie DVD. Maar ons vertrou die Vader deur die leiding van die Heilige Gees om hierdie waarhede vir jou te kom oopbreek, om vir jou op hierdie pad te lei van heiligmaking. Hierdie is die baie verkorte samevatting van al die stukkies van die legkaarte wat oor 17 verskillende gees en waarheid wegbreek naweke aangebied was. Ons kort dit af, GWW, gees en waarheid wegbreek naweke. Dit is die beste belegging wat jy ooit in jou lewe kan maak, aangesien jy die waarheid uit die woord gaan ken wat jou gaan vrymaak.
aangaande 'n lewe in oorvloed vir gees, siel en liggaam, hier op aarde, sowel as in die hiernamaals. Aanvanklik het ons hierdie DVD se naam gehad, oorwin die werklike oorsake van liggaamlike siektes, op gees, siel en liggaamlike vlak vir ewig. Vader het egter vir ons gewys, dis nie net die oorsake nie, maar sy wil is, dat ons genesing sal ontvang. So in geloof, verander ons hierdie naam, na genesing vir siektes. Siektes op gees, siel en liggaamlike vlak. Ek is nou in die jaar 2011 reeds amper 6 jaar vry van kroniese siektes, vry van enige van my kroniese medikasies, en ek geniet die beste lewenskwaliteit ooit op my gees, my siel en my liggaamlike vlak. Dit wat ek oor die jare onder leiding van die Heilige Gees en volgens die waarheid in die woord geleer het, wil ek graag met jou deel, sodat jy ook lewe en oorvloed kan geniet. Dit wat Jesus vir ons bedoel het, volgens Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek, Jesus, het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons gaan kyk na die wortels op gees, siel en liggaamlike vlak, en hoe om die enigste ware geneesmiddel toe te pas, volgens die woord, op pad na genesing. Spreuke 3 vers 7 en 8 volgens die 1983 vertaling. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Indien jy siek en sat is om siek en sat te voel, is hierdie DVD spesiaal vir jou. Jy hoef egter nie alreeds aan 'n liggaamlike siekte te ly om waarde hieruit te put nie. Indien jou hartsbegeerte is vir genesing, indien jou hartsbegeerte is om genesing vir gees, siel en liggaam te kry, is jy op die regte pad. Ons moenie net ons hart of ons gees vir die Here gee nie. Hy wil ons alles hê, ons gees, siel en liggaam. 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al, onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons het 'n groot verwagting vir genesings in mense se lewens, deur die werking van die Heilige Gees. Ons moet die Vader aanbid in gees en waarheid. Ons lees daarvan in Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Ons het tot en met Desember 2010 die naweek seminare genoem retreats. En terwyl ons geseën was met 'n vakansie in die Drakensberge, het Vader op die perd se rug vir my gewys, hierdie naam moet verander, na gees en waarheid wegbreuke toe. Wil jy 'n ware aanbidder wees, dan moet jy oorbeweeg van om die Vader te aanbid op siel en realiteitsvlak, na gees en waarheid vlak. Op die geesvlak is waar ons hom in geloof aanbid vir wie hy is, deur die leiding van die Heilige Gees, en volgens die waarheid in die woord. Ons sien dis die afkorting vir gees en waarheid wegbreuke is GWW, en dit het by my 'n klokkie begine lui, want iewers anders het ek ook hierdie ding gehad van iets met 'n WW. En toe begin Vader vir my terugvat en hy wys vir my dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ons sien dis WWL, weg, waarheid, lewe, terwyl die gees en waarheid wegbreuke GWW is. So die WW van weg en waarheid is dieselfde in hierdie twee benamings, maar die G en die L vir gees en lewe verskil. En dit was Vader so getrou soos altyd, en hy het dit vir my begin oopbreek.
So as ons eers gaan kyk na Johannes 14 vers 6, het Jesus geantwoord en gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 15 tot 17, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees, die trooster, die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, leer ons die waarheid. As ons verder kyk na ons soektog van Gees, waarheid en wegbreek, GWW, en die ooreenkoms met WWL, die weg, die waarheid en die lewe, dan gaan kyk ons in Johannes 14 vers 25 tot 27. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ons sien ook in Romeine 8 vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Ons sien dus wat die Gees, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid bedink, is lewe en vrede. Hier sien ons die ooreenkoms tussen Gees en lewe. Johannes 10 vers 10 wat ons baie goed ken, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Jesus Christus het gekom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Die Gees, die Heilige Gees het gekom sodat ons lewe en vrede kan hê. Romeine 8 vers 10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Ons sien dus die Gees is lewe. So G in GWW en die L in WWL is dieselfde. Gees is lewe. As ons gaan kyk na lewe en oorvloed, dan sien ons wat beteken glo. Glo is God gee lewe of liefde en oorvloed. Jesus het gekom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. En ons moet dit glo. Ons moet dit ons eie maak. Gedurende die Gees en waarheid wegbreektye, vra ons 'n fasiliteitsfooi en dit word alles net so oorbetaal aan die eienaars van kameelfarmstye of plot 89 voor die tyd. Die fasiliteitsfooi sluit in die gebruik van konferensiefasiliteit en heerlike middagetes, dis vleeslike behoeftes. Oorvloedige lewebedieninge vra egter 'n donasie vir die geestelike voedsel wat die naweek in die vorm van lesinginhoud aangebied word. Die donasie kan voor die tyd, na die tyd of tydens die naweek elektronies of as kontant in die donasieboks geplaas word. Ons weet dat die inhoud van die naweek of selfs hierdie DVD nie met geld gekoop kan word nie. Daarom kan ons nie 'n spesifieke prys daaraan koppel nie. Die woord sê egter, die arbeider is sy loon werd. Lukas 10 vers 7. Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Aan die einde van hierdie DVD sal ons bankbesonderhede verskyn. As die Heilige Gees jou lei om wel 'n donasie te maak in hierdie bediening, is jy meer as welkom. Om sodoende vir ons in staat te stel om hierdie koninkrykswerk voltyds te doen. Ons kan egter nie vir mense verplig om 'n vasgestelde bedrag te gee nie. Want vir party mense is 'n sekere bedrag bo hulle vuurmaakplek. Vir ander mense is dit heeltemal te min. Ons lees in Markus 12 vers 41 tot 44.
En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. By oorvloedige lewebedieninge is ons hele huisgesin betrokke. My man Albie Fourie was 'n tandtegnikus, hy het sy eie tandheelkundige laboratorium gehad. Vader het hom in 2007 voltyds geroep ook vir die bediening. Hy werk baie hard, maar agter die skerms. Hy is gebore met 'n rare siekte wat maak dat hy met 'n fluisterstem praat. Ons weet, in die geestesriem is hy reeds genees. En op Vader se bepaalde tyd, die regte tyd, gaan hy hard begin praat. Albie is geseën met die gawe van 'n kunsttalent. Hy maak al die DVD's, hy ontwerp al hierdie plakate. Hy is die een wat agter die skerms al hierdie video's en al hierdie goed kunstig bymekaar sit. Baie dankie vir jou, Albie. Ek is lief vir jou en ek bid dat die Vader jou oorvloedig sal seën. Ons het 'n wonderwerk seentjie en sy naam is Johan Fourie. Hy is nou reeds 10 jaar oud. Ons doen met hom tuisonderrig en ons glo ook daar's 'n groot roeping wat wag op sy lewe. Ek is baie lief vir jou, Johan. Gaan aan om 'n Jesuskind te wees. My lewe is reeds 2 maal gespaar deur wonderwerke en al die eer kom Vader toe vir hierdie openbaringskennis wat hy vir ons gegee het. Dis 'n voorreg om voltyds vir die Vader te werk. Ek is baie dankbaar dat ons nie een meer vir 'n aardse baas werk nie. Dat ons enigste baas, Vader God is in die hemel. En hy is die beste baas vir wie ons ooit kan kies om te werk. Ek was voorheen 'n apteker, ek was ook 'n natuurlike gesondheidspraktisyn, maar reeds van Augustus 2007 af stap ons hierdie pad in geloof. Ons begin gewoonlik met die volgende: neem kennis. Ons wil jou aanmoedig om in die tyd waarin ons leef die volgende te onthou. Maak gerus aantekeninge van die skrifgedeeltes en ondersoek die skrifte self in julle eie Bybels. Dit is belangrik om in hierdie tye waarin ons leef, die gawe van onderskeiding van geeste te hê. Indien julle op iets afkom waarmee julle nie saamstem nie, wil ons vra dat julle daaroor sal gaan bid. Indien daar foute ingeslyp het, wil ons om verskoning vra. Ons is egter mense en ons kan ook foute maak. Voel vry om agterna wel enige sodanige foute onder ons aandag te bring. Alle aanhalings is uit die Bybel van die 33-53 vertaling. En indien 'n ander vertaling gebruik word, sal ons dit so aantoon. Ons probeer egter so na as moontlik aan die waarheid leef. En ons glo en vertrou dat dit wat ons met julle deel, wel die waarheid is. Ondersoek die skrifte in jou eie Bybel. Ons lees daarvan ook in Handelinge 17 vers 10 en 11. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. My getuienis is ook op 'n aparte DVD en 'n CD beskikbaar, maar ek het baie dae gevoel, soos wat daar staan in Markus 5, vers 25 tot 28. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshede gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Is dit hoe jy ook voel? Is dit hoe jy ook voel dat jy net nie antwoorde kry in die wêreld nie?
My lewe is 2 maal gespaar deur wonderwerke. 2 maal in my lewe het dokters gesê daar's nie meer hoop nie. Ten spyte daarvan het ek baie swak lewenskwaliteit gehad. Vir ongeveer 5 jaar na my kind se geboorte, waar tydens ek leweversaking, nierversaking en spysverteringskanaalversaking opgedoen het ek baie gesukkel. Ek het op 'n stadium vir my man gesê ek sal alles wat ek het verkoop, as ek net weer my gesondheid kan terugkry. Gou het ek besef, mens kan nie gesondheid met geld koop nie. Jy het 'n pad ook gestap, tot dusver. Ons elkeen stap hierdie pad, maar my pad verskil van jou pad. Op 'n stadium het ek 'n doodloopstraat bereik in die mediese wêreld, toe die gastroenteroloog vir my gesê het ek mag geen medikasie meer gebruik nie. Op daai stadium was ek 'n apteker, het ek al hierdie kennis gehad, maar ek kon myself nie help nie. Dit wat die gastroenteroloog vir my gesê het is, omdat ek leweversaking opgedoen het, alles wat jy inneem per mond gaan deur jou lewer. En weens die neeweffekte van die medikasie wat my lewer nie kan hanteer nie, gaan die medikasie my doodmaak. En ek het besluit om al die medikasie te staak. My kind was op daai stadium nog nie eers 5 jaar oud nie. En ek wil hom vreeslik graag sien groot word het. Ek het oral gaan soek vir hulp. Orals. Ek kan nie dink dat daar 'n plek is wat ek nie gaan soek het nie. Ek het op 'n stadium met ek self begin bestudeer in die alternatiewe genesingsveld. Ek het 'n natuurlike gesondheidspraktisyn geword. Ek het masjiene gehad waarmee ek myself behandel het. En ek het vir 10 maande lank met groot sukses my eie natuurlike gesondheidspraktyk gehad. En toe die Vader my daar uitgeruk. Hy het vir my gesê, my kind, jy het nie mooi gehoor nie. Hy het my teruggestuur aarde toe om 'n roeping te kom doen, om vir hom te kom werk. Een van die groot opdragte was dat ek my kind moet grootmaak vir hom. En dis die rede waarom ons begin het met tuiskool. Maar die ander ding was, dit wat ek geleer het op my eie gesondheid en my eie probleme, wil ek gehad het, moes ek deel met die wêreld. Ek voel partykeer ek wil uithardloop op die straat toe en ek wil vir mense uitskree, daar's 'n beter oplossing. Want in die tye waarin ons leef, wil mense nie altyd die waarheid wat ek vir jou gaan bring, hoor nie. Mense soek 'n quick fix. Hulle wil vinnig inry en hulle wil niks doen van hulle kant af nie. Hulle soek 'n voorskrif in die hand. Hulle soek dit wat vinnig 'n oplossing kan bied. My ondervinding is, dis nie 'n vinnige oplossing nie. Dis 'n proses van heiligmaking. Aan die einde van hierdie pad, is dit waar God staan en wag vir my en vir jou. Waar hy vir ons gaan sê, my kind, wat het jy gedoen op aarde vir my? Die boodskap wat ek vir jou gegee het in die opdrag, gaan uit na die nasies. Gaan bring die evangelie koninkryk boodskap aan hulle. Gaan verkondig die evangelie, wat het jy daarmee gemaak? Dit was vir my nogal 'n vreeslike skrikwekkende ondervinding, om te hoor Vader sê vir my, hy gaan nooit vir my vra hoeveel mense met kanker, hoeveel mense met artritis het ek gehelp nie. Maar hy gaan eendag vir my vra, my kind, hoeveel siele het jy vir my ingebring? En daarom het die bediening se naam verander van gesondheid en oorvloed na oorvloedige lewe bedieninge. Dis vir almal. Jy hoef nie reeds al aan 'n siekte te ly nie. Ek is so dankbaar as ek terugkyk op my pad. Ek weet Vader was in beheer. Ek het baie afdraai paadjies gevat. Ek het baie keer gedink ek het die wysheid in pag. Maar Vader in sy genade was so geduldig met my. Hy het hoeveel keer het hy sagkens deur die Heilige Gees vir my gesê, my kind, jy is op die verkeerde pad. My kind, hier is die pad. En ek vertrou die Heilige Gees, dat hy met jou ook so sal werk. Ek vertrou met hierdie DVD se inhoud, dat jy sal duidelik hoor, wat is die pad wat lei na die ewige lewe? Wat is die pad wat jy hier op aarde 'n lewe van gesondheid en oorvloed sal hê? Ek het afgekom op Kolossense 1 in die Boodskap Bybel.
En dit het vir my dit so mooi gestel, dit waarvoor ons bediening staan. Vers 2 en 3. Mag God ons Vader vir julle baie goed wees. Mag hy vir julle daardie diep vrede gee wat net hy kan gee. Dank God dat julle Christene is. Wanneer ek bid, kan ek God nie genoeg dankie sê vir wat hy vir julle doen nie. Ek praat nie sommer van enige God nie. Ek praat van God, die Vader van Jesus Christus, onse Here. Verse 9 en 10. Vandat ons al hierdie dinge oor julle gehoor het, bid ons aan mekaar vir julle. Ons vra dat God vir julle al die kennis sal gee wat julle nodig het om reg te leef. Mag die Heilige Gees julle duidelik wys hoe julle moet leef. Dan behoort julle mos nie te twyfel oor wat presies God van julle wil hê nie. En as julle weet wat om te doen en dit doen, sal die Here trots wees op julle en tevrede voel oor hoe julle leef. Mag alles wat julle doen vir julle goeie vrugte dra en julle meer van God se plan vir julle lewe laat verstaan. Vers 11. God is die een wat oor goddelike mag beskik. Mag sy krag julle krag word, sodat julle glad nie ongeduldig word en begin moed verloor nie. Nee, staan vas en hou moed. Vers 24. Ek loop nie met 'n lang gesig rond oor al die swaar kry en lyding wat my oorgekom het nie. Inteendeel, ek is bly daaroor, want julle vind ook baat daarby. Julle weet hoe Christus vervolg is. Wel, hierdie vervolging teen hom het nog glad nie opgehou nie. Ek self loop nog net so onder fisieke vervolging deur. Vir die kerk, die liggaam van Christus, doen ek dit. Vers 25 en 26. Met alles wat ek het, werk ek vir die evangelie. God self het my daarvoor aangestel. Op my skouers rus die verantwoordelikheid om die boodskap van God van begin tot eind aan julle te verduidelik. Vers 27. God het 'n geheim gehad. Baie eeue en geslagte lank het niemand geweet wat dit is nie. Maar die geheim is nou bekend. God het besluit om aan sy eie mense die geheim te vertel. Hulle weet nou hoe ongelooflik wonderlik hierdie geheim is, veral vir die nie-Jode. Die geheim is dit: Christus is vir almal, ook vir julle. Op hom kan julle met vertroue staat maak. Hy sal vir julle die wonderlike dinge gee wat 'n mens net by God kan kry. Vers 28 en 29. Die inhoud van ons verkondiging gaan juis oor Christus. Ons praat reguit met almal oor hom en leer hulle alles wat hulle van God en hulle self moet weet. Ek wil hê dat elke mens die goddelike doel in sy lewe moet bereik. Dit is alleen moontlik deur 'n intieme verhouding met Christus. Daarvoor gee ek alles. Ek werk hard en doelgerig daarvoor, soos iemand wat in 'n resies alles uithaal. Die krag om dit te doen, kom van Jesus af. Ons roeping het begin by Spreuke 3 vers 7 en 8. Ons lees eers daarvan in die nuwe vertaling, die 83 vertaling. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Ons het dus verantwoordelikheid, dien die Here en vermy wat sleg is. As ons gaan lees in die 1933-53 vertaling, sing ons: Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vrees die Here is nie om bang te wees en in hierdie vrees te leef nie, dis om die Here te dien, om gehoorsaam te wees aan hom, om hom lief te hê met alles binne in jou, en af te wyk van dit wat sleg is, dit wat die duiwel kom steel, slag en verwoes. En dan is die belofte, dit sal genesing wees vir jou liggaam. As ons gaan kyk na die Hebreëse wortel daarvan, en ons gaan eers terug na die King James vertaling, dan sing ons: Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
As ons gaan kyk na navel, wat dit beteken, dan sien ons, a string as twisted. Aan wat laat dit jou dink? 'n gedraaide koord, DNA. Dit sal dus genesing wees vir jou DNA, vir jou gees, jou siel, jou liggaam, alles wat jy as mens is. As ons die Here dien, en as ons vermy wat sleg is, sal ons genesing kry op alle terreine. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Dit stem ooreen met Job 28 vers 28. Maar aan die mens het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid. Om van die kwaad af te wyk is verstand. As ons dus Spreuke 3 vers 7 en 8 toepas, kry ons nie net genesing nie, maar dis wysheid en verstand om gehoorsaam te wees. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel. Dis waarom Jesus gekom het. As ons nie vermy wat sleg is nie, dan gee ons volgens Johannes 10 vers 10 die dief die toegang om te kom steel, slag en verwoes. Maar Jesus het gekom sodat ek en jy lewe en oorvloed kan hê. Ons moet die Here dien. Vader het vir ons hierdie huisie gegee. Nou het 'n prentjie vir my in my kop gegee, en ek dink diep in my gees oor die huisie, en my man het hierdie huisie prentjie vir ons saamgestel. God staan by ons huisie se dak, omdat Johannes 10 vers 10 vir almal geskryf is, en hy gooi vir ons liefde, vreugde, vrede, goeie finansies, goeie menseverhoudings, goeie gesondheid in by hierdie huisie se dak. Maar omrede ons nie gehoorsaam is nie, en omdat ons nie vermy wat sleg is nie, en die Here nie dien nie, kom die dief en hy kom klop aan hierdie huisie se deure en vensters. En ek en jy, weens 'n gebrek aan kennis, maak ons hierdie huisie se deure en vensters oop. En so loop al die goedheid, al die goeie gesondheid, al die goeie seëninge uit by hierdie huisie se deure en vensters. En so beleef ons nie 'n lewe in oorvloed nie. En dan staan ons baie keer hieronder en ons sê, God, waar is jy? En ons neem vir God kwaadlik en ons gee vir hom die skuld. Maar sodra ons hierdie kennis begin kry van hoe om die Here te dien, hoe om die dief teen te staan wat kom klop, hoe om te vermy wat sleg is, en ons bely dit, en ons erken dit, en ons vat dit in gebed na die Vader toe, dan neem hy dit weg so ver soos die ooste van die weste, en hy dink nooit weer daaraan nie. En in daai proses maak hy ons huisie se deure en vensters toe. En stelselmatig word ons huisie voller, totdat dit kom by die huisie se dak en dan loop dit oor. En dan is dit te veel vir ons. En dan is dit wat ons kan uitreik na ander mense toe. En dan is dit wat jy lewe en oorvloed het. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Die dienste van oorvloedige lewebedieninge behels die gee van die kennis en waarheid uit die woord van God. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ons het 'n hele reeks DVD's, CD's, plakkate en allerlei hulpmiddels beskikbaar. Ons bied individuele konsultasie aan. Ons is beskikbaar as spreker by enige funksie, groot of klein. Ons doen maandeliks uitreike na blanke plakkerskampe rondom Pretoria. Ons bied elke maand 'n gees en waarheid wegpreek in Pretoria aan op 'n plot met 'n regte plaasatmosfeer, en ons dek verskeie onderwerpe. 'n Paar van die onderwerpe wat ons alreeds gedek het. Genees God die Vader vandag nog. Gesondheid en oorvloed vir liggaam, siel en gees, plus my getuienis en 6 DVD's in verband met voedselriglyne. Oorwin die werklike oorsake van siektes op gees, siel en liggaamlike vlak. Verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees. Blokkades in ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees. Ons grootste vyand, onsself.
Het ons verhouding met ons naaste enige effek op ons liggaamlike gesondheid? Oorwin die werklike oorsake van oorgewig vir ewig. Watter honger voed jy? Sonder liefde is ek niks. Gees, siel en liggaam uitgebeeld in die tabernakel. So moet julle dan bid. Ontdek Jesus Christus in die feeste van die Here. Halleluja naweek of lofprysing. Die rampshoring in my lewe as disipel van Jesus Christus. Die waarheid in verband met Kersfees. Dis 'n mondvol. Elkeen van hierdie onderwerpe was gedek oor 'n naweek en die meeste van hulle is al reeds op DVD beskikbaar. Aan die begin toe Vader vir my Spreuke 3 vers 7 en 8 herhaaldelik gegee het hy ook vir my 1 Timoteus 4 gegee. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet, maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Die hele 1 Timoteus 4 het hy vir my gegee, maar vir tydsonthaalwe gaan ons net 'n paar verse aanhaal. Gaan lees gerus die hele 1 Timoteus 4 in jou eie Bybel. Vers 7 en 8, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Vers 11 en 12, hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Vers 14 en 16, moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. In een oomblik kan selfs die mees onstuimige see stil raak. In 'n oogwink kan reuse storms bedaar. Dieselfde kan ook in jou lewe gebeur. Chaos kan blitsvinnig plek maak vir vrede. Geraas kan in 'n oogwink vervang word met 'n sagte stilte. Onrus kan die wyk neem voor hemelse vrede. Hoe? Besef net opnuut dat die Here God, Jahwe is. Hy alleen. Glo die woord dat die Here in die storm by jou is. Glo die woord dat hy die skuilplek in elke gevaar is. Kom tot bedaring, kalmeer, kom tot rus. Laat jou hart stil en rustig word. Laat jou onstuimige gemoed aan die Here se voete 'n skuilplek vind. Kyk op, sien Vader God raak, hoog bo al die nasies, en ver bo kan die dooie gode van hierdie wêreld. Sien hom raak in geloof. Buig nederig voor hom in Jesus Christus, Yeshua HaMashiach se mooi naam neer. Kniel in diepe aanbidding. Weet opnuut, die Here is die Almagtige. Hy het alle mag in sy hande. Hy alleen is die Here, net hy. Hy is jou enigste hoop. Hy is die enigste redder. Hy is die enigste geneesheer. Sien hom raak en kom tot rus in sy teenwoordigheid. Kyk op na hom en beleef sy hemelse vrede. Beleef sy volmaakte liefde wat die vrees na buite dryf. Beleef sy vreugde, die blydskap in die Here wat jou beskutting is. Beleef lewe en oorvloed diep in jou gees. Liefde, vrede en vreugde wat net hy kan gee. Dit is my gebed vir jou, dat jy hierdie lewe en oorvloed, liefde, vrede, vreugde, diep in jou gees sal ervaar. As ons gaan kyk na Jakobus 4 vers 7 en 8, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug.
nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ons moet die redeneringe van ons gesonde verstand eers aan die woord van God onderwerp. Uit die woord sal die lig van God in ons opgaan. Die Heilige Gees is die enigste uitleer van God se woord. Hy is die Gees van die waarheid. Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ons vertrou die Heilige Gees, die Trooster, die Gees van die waarheid, ten volle, om die werklike oorsake van jou siektes, of waarom jy lewe en oorvloed nie het nie, aan jou uit te wys. Ons vertrou dat hy ons gaan leer hoe om die Here te dien, hoe om onsself te onderwerp aan God, wat sleg is om te vermy, om die duiwel te weerstaan, en dan sal ons die belofte verkry. Dit sal genesing wees vir jou liggaam, en verkoeking vir jou gebeente, en die duiwel sal van ons al wegvlug. Ons gaan dit bely, en dit alles in gebed na die Vader neem. Ons gaan tot God nader, en hy sal tot ons nader, volgens Jakobus 4 vers 8. Ons gaan ons hande reinig, erken dat ons sondaars is, en hom vra om ons harte te suiwer. Die eerste DVD waarna ons gaan verwys is Genees God vandag nog. Op hierdie DVD gaan jy die volgende antwoorde kry. Is goddelike genesing vir almal? Ons moet uitvind wat is God se wil oor siektes. Is dit God wat ons siek maak? Die waarheid uit die woord is, God wil jou genees. Glo jy dat dit ook waar is vir jou? Die vraag is, wil jy gesondheid en oorvloed ervaar op gees, siel en liggaamlike vlak? Weet jy dat deur Jesus Christus se wonde daar vir jou ook genesing gekom het? Dit het reeds gebeur. Dit het reeds gekom. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Glo jy dat dit ook waar is vir jou lewe? Indien jy nog twyfel, wil ek jou regtig aanraai om hierdie DVD-reeks Genees God vandag nog te kry. Ons kan nie op hierdie DVD in detail na elke een van hierdie onderwerpe gaan kyk nie. Vergifnis en genesing word ook op hierdie DVD bespreek. Antwoorde uit die Bybel oor genesing word verskaf. Glo jy dat die volgende vir jou ook geskryf is? Eksodus 15 vers 26. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here, wat jou gesond maak. Ons het ook 'n DVD'tjie, So lief het God jou. Dis net so 10 minute. Hy is ook op CD beskikbaar. As jy hierna luister, gaan jy woord kry. Dis alles skrifgedeeltes, maar dis asof Vader met jou praat. Soveel mense het al gesê, hulle ken al hierdie skrifgedeeltes uit hulle kop uit, maar vir die eerste keer het daai skrifgedeeltes in hulle hart, diep in hulle gees die waarheid geword. Die woord sê, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor van die woord. So hierdie DVD moet jy nie net een keer nie, maar 'n paar keer moet jy na kyk, of dit net luister op die CD, sodat dit deel van jou sal word, sodat jy dit sal kan begin glo, dat dit die waarheid is, ook in jou lewe. Dis jou keuse.
Jy moet besluit of jy volkome genesing wil hê. Jy moet besluit of jy lewe en oorvloed wil hê. As jy dit baie graag wil hê, moet jy alles moontlik van jou kant af doen volgens God se woord. Jy moet God se woord hoor en dit doen. Deur saam te gaan met dit wat jy gehoor het. Dis om gehoorsaam te wees aan sy woord. Dit te hoor en saam te gaan, dit te doen. Jy moet glo dat elke siekte en skade aan organe volkome herstel kan word. Jy moet vertrou dat elke greep van siekte sy doodsgreep kan verslap. Jy moet besluit dat alles wat besig is om jou liggaam te verteer, vernietig kan word. Jy moet weet dat watter siekte ook al so geluidloos en stilletjies in jou liggaam ingesluip het en wat nie as bedreiging gesien is totdat dit duidelik gemanifesteer het nie, wel verwyder kan word. Jy moet vertrou dat God groot genoeg is om al hierdie dinge en selfs nog meer te kan doen. Kom ons bid saam. Die woorde gaan op die skerm verskyn, so as jy gelei voel om saam te bid, is jy baie welkom. Vader, ek dank U dat ek in U beeld geskape is. Ek loof U dat ek wonderlik gemaak is. Ek erken dat U die God is wat genees. Ek vra U om my liggaam te genees van die bokant, van my kop tot by die onderkant van my voete. Ek bid dat U elke been, gewrig, spier, ligament, weefsel, orgaan en sel van my liggaam sal hernuwe. U het hierdie dag gemaak en ek sal verheug en bly wees daaroor. Amen. Glo jy, Vader kan dit doen. Ons as mens bestaan uit 3 dele. Ons is 'n 3-ledige wese. Ons is eerstens 'n gees, wat beskik oor 'n siel en wat woon in 'n liggaam. 1 Tessalonisense 5 vers 23 verskyn ook op ons besigheidskaartjie. Dis wat ons as mens onberispelik, gees, siel en liggaam moet wees, vir die dag wanneer Jesus Christus weer op die wolke kom. Dis my hartsgebed vir jou. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons van die Bybel as riglyn. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hart, met ons gees, met ons siel, met al ons krag, met ons liggaam, met ons gees, ons siel en ons liggaam, moet ons die Here ons God lief hê. Dis 'n duidelike opdrag. God is drie-enig, wat bestaan uit Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, maar hulle 3 is een. Soos ons as liggaam uit 3 dele bestaan, gees, siel, liggaam, is ons een. Ons kan nie regtig die gees, siel en liggaam skei nie. So kan ons nie regtig Vader, Seun en Heilige Gees skei nie. Ons gees bestaan ook weer uit 3 dele, wat ons regtig nie kan onderskei nie. Gemeenskap met God die Vader, die manier hoe ons met hom kommunikeer, ons gewete en intuïsie, die leiding van die Heilige Gees, diep teenwoordig in my gees. Om genesing vir die gees te kry, is eerstens geestelike wedergeboorte nodig. Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou,
As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dit was die eerste stap wedergeboorte. Om die Here te dien is dit nodig om 'n ware aanbidder te word, om hom in gees en waarheid te aanbid, volgens Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Ons siel bestaan ook uit 3 dele uit, wat ons nie regtig van mekaar kan skei nie. Eerstens die wil, die intellek en die emosie. As ons gaan kyk na die wil, dan sien ons Paulus het dit so goed verstaan. Romeine 7 vers 15 en 19. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Was dit net Paulus wat daarmee gesukkel het? Nee, ek en jy sukkel ook daarmee. As ons gaan kyk na die intellek, is die Bybel baie duidelik. Waarop moet ons gedagtes rig? Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Hoe lyk my en jou gedagtes? Stem dit ooreen met die waarheid in die woord? As ons gaan kyk na die emosies, sien ons in Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here, uitroepteken. Ek herhaal, wees bly, uitroepteken. Dis 'n uitroep, dis 'n bevel, dis 'n opdrag. Dis baie belangrik, dat ek en jy altyd bly sal wees. Want as ons nie bly is nie, reageer ons selle daarop, op hierdie emosie wat ek en jy ervaar. Ons sien in Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Die grootste siekte van die tyd is stres, vrees, spanning. Die woord sê duidelik, ek en jy moet oor niks bekommerd wees nie. Om genesing te kry vir die siel, is dit 'n daaglikse hernuwing van ons gedagtes. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Gesondheid vir die siel sien ons in Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Vers 30, want my juk is sag en my las is lig. Ek en jy moet leer by Jesus Christus. As ons gaan kyk na die liggaam, dan sien ons lewe begin by die embrio. En die embrio bestaan ook uit 3 dele uit. Die ectoderm, die mesoderm en die endoderm. En uit daai 3 lae uit gaan ons sien dat al die organe ontwikkel. Om genesing vir die liggaam te kry, gaan ons sien, genesing en verlossing loop hand aan hand. Ons verstaan verlossing, ons verstaan vergewing van sondes, maar baie Christene skei die 2. Hulle kan nie mooi insien dat genesing en verlossing gaan hand aan hand. Dis wat Jesus gepreek het nie. Hy het nie net verlossing gepreek nie, hy het ook genesing gepreek. As ons gaan kyk in Matteus 4 vers 24, en die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië, en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes,
en hy het hulle gesond gemaak. Hy het alle siektes gesond gemaak. My en jou liggaam is so wonderlik saamgestel. Ons lees in Psalm 139 vers 15 tot 16. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in u boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe wonderlik het Vader ons kunstig aan mekaar geweef. As ons gaan kyk na die hooforgane wat ontwikkel uit die ektoderm, dan sien ons dis die vel, die hare en die naels, die brein en die senuwees, die kardiovaskulêre beheer of die hartgeleiding en die beenmerg. Die organe, die hooforgane wat ontwikkel uit die mesoderm, die middelste laag van die embrio, sien ons dis die locomotor. Dis al die organe wat nodig is vir beweging, die bene, die spiere en die ligamente, die hart, sirkulasie, niere, immuunstelsel, bloed en limfatiese sisteem. Ons sien die hooforgane wat ontwikkel uit die endoderm is die longe en die boonste lugweg, die endokriene stelsel, byvoorbeeld die skildklier en die pankreas, dis alles wat te doen het met hormone. Dis wyer as net estrogen en progesteroon. Die lewer, die ingewande of die spysverteringskanaal en die blaas. Ons sien daar's 'n verwantskap tussen die feeste van die Here en die ontwikkeling van 'n baba. Ons het vir baie lank gedink dis die feeste van die Jode. En dit is eintlik die feeste van die Here. En hoe Vader die feeste van die Here laat inpas het in soveel goed, selfs die ontwikkeling van 'n baba. Ons het hierdie inligting ontvang per e-pos, Amazing Discoveries, gedateer die 6de Januarie 2006, saamgestel deur J.R. Church. Ons het die hele naweek aangebied oor die feeste van die Here en dis ook beskikbaar op plakkaatvorm, wat ons sien dat Jesus se lewe op aarde ook inpas op die feeste van die Here. Hoe my en jou lewe as vorming as 'n disipel van Jesus Christus en gereedmaking as die bruid van Jesus Christus ook hierop inpas. Levitikus 23 vers 1 en 2. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. Vers 4. Dit is die feestydde van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Soos nou gaan kyk na die ontwikkeling van die baba. Zola Levitt het op 'n verbasende korrelasie afgekom tussen die feeste van die Here en die swangerskap tydperk van 'n baba. Vanaf bevrugting tot by geboorte. Zola was besig om voor te berei om 'n boek te skryf vir nuwe ouers, toe hy 'n ginekoloog kontak vir hulp oor hoe om swangerskap te verstaan. Tydens hierdie sessie het die ginekoloog hom 'n reeks prentjies gewys, waarin hy na die eerste een gewys het, wat 'n voorstelling is van 'n eiersel en 'n spermsel. Die ginekoloog sê toe die volgende: Op die 14de dag van die eerste maand verskyn die eiersel. Hierdie sinnetjie het iets in sy Joodse brein wakker gemaak, want dis die dag van die Pasga. Ewe skielik onthou hy die geroosterde eier op sy familietafel elke Pasga. Nou het hy vir die eerste keer geweet wat dit beteken. Op hierdie stadium wou hy nog niks vir die ginekoloog sê om hom van sy storie af te kry nie. Levitikus 23 vers 5. In die eerste maand op die 14de dag van die maand teen die aand is die Pasga van die Here. Die ginekoloog gaan toe voort. Die eier moet bevrug word binne 24 uur, anders gaan dit verlore. Dit herinner Zola aan die fees van die ongesuurde brode en aan die saad wat op die grond geval en dood gegaan het. Levitikus 23 vers 6. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet.
Die volgende wat die ginekoloog toe sê is, binne 2 tot 6 dae moet die bevrugte eier homself heg aan die wand van die baarmoeder en begin groei. Onmiddellik besef hierdie Joodse evangelis, die fees van die eerste vrugte word gehou enige tyd vanaf 2 tot 6 dae na die Pasga. Ons lees daarvan in Levitikus 23 vers 10. Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengsoes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. Die volgende prentjie wat die ginekoloog toewys was een van die embrio, wat sy arms, hande, vingers, bene, voete, tone, 'n kop, oë ensovoorts wys. Die opskrif sê 50 dae. Die ginekoloog gaan voort. Rondom die 50ste dag begin die vorm van die embrio lyk soos 'n mens. Tot dan weet mens nie of dit 'n eend of 'n paddavis is nie. Zola besef, dis Pinksterfees. Ons lees daarvan in Levitikus 23 vers 15 en 16. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring. 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Die volgende prentjie wat hy wys, was die embrio op 7 maande. Die ginekoloog sê, die baba se gehoor is op die eerste dag van die 7de maand volledig ontwikkel. Vir die eerste keer kan die baba klanke onderskei buite die baarmoeder. Zola het geweet, dit was die datum vir die fees van die trompette. Ons lees daarvan Levitikus 23 vers 23. En die Here het met Moses gespreek en gesê, vers 24, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag deur basuingeklank, 'n heilige vierdag. Is dit nie wonderbaarlik nie? Ek hoop jy is nou al so opgewonde soos wat ek is, oor Vader se patrone wat ooreenstem. Die ginekoloog gaan toe voort. Op die 10de dag van die 7de maand verander die hemoglobien van die bloed, van die van die mamma, na die van die selfonderhoudende baba. Zola besef dat dit die dag van verootmoediging is, wanneer die bloed in die allerheiligste ingevat was. Levitikus 23 vers 27, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle heel verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Die volgende wat die ginekoloog die was. Op die 15de dag van die 7de maand word die longe volledig gevorm. As die baba voor die tyd gebore word, sal hy sukkel om asem te haal. Zola dink, dis die fees van die tabernakels, 'n tyd om die tempel, die huis van die Shekinah glorie, van die Gees van God te vier. Levitikus 23 vers 34. Spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand, is dit 7 dae lank, die hittefees vir die Here. Geboorte vind plaas op die 10de dag van die 9de maand. 8 dae na geboorte, in die Joodse families, word die seun besny. Weer besef Zola, dat die 8 dae van Hanukkah, weer op skedule 9 maande en 10 dae, na die Pasga gevier word. Genesis 17 vers 12, 'n seentjie van 8 dae, dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Geen mens sou die swangerskap tydperk 3500 jaar gelede verstaan het nie. Die bepaling van die feesdae van die Here was deur God aan Moses self gegee. Hierdie korrelasie met die tydperk van swangerskap is nie net merkwaardig nie. Dit bewys intelligente ontwerp. Dit bewys die intelligensie agter hierdie wêreld. Dit bewys dat daar 'n Skepper God agter alles sit en hy lei die mens in al sy belange.
Gesondheid is net die stadigste manier om dood te gaan. Suksesvolle veroudering lyk egter soos volg. Hieronder sien ons waar ons gebore word, sonder siekte, en waar ons op die ouend sterf, 100-120 jaar. Maar vroegtydige sterfte is waardeur ons deur siekte voor die tyd doodgaan. Selfs op vroeë ouderdom, voor 20 jaar, 40 jaar, 60 jaar, 80 jaar. Is dit regtig Vader se wil dat ons vroegtydig gesterf het? Ons sing in Prediker 7 vers 16 en 17, Wees nie al te regverdig en hou jou nie buitengewoon wys nie. Waarom sou jy jouself te gronde rig? Wees nie al te goddeloos en wees nie dwaas nie. Waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Dit laat 'n mens nogal dink. Psalm 90 vers 10 hoor ons baie keer by begrafnisse. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Nadat Jesus Christus gesterf het aan die kruis, is ons lewe nie veronderstel om te wees moeite en verdriet nie, maar lewe en oorvloed. Ons sing in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek, Jesus, het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons lewe nadat Jesus Christus gekom het. Ons behoort lewe en oorvloed te kan hê. Psalm 90 vers 1 sing ons, wie het hierdie psalm geskryf? Was dit regtig Vader se wil dat ons moeite en verdriet het? 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Moses het hierdie gebed geskryf. Met wie het Moses gepraat? Moses het die Israeliete gelei uit Egipte. Die Israeliete, was hulle gehoorsaam? Was hulle gelowig? Hoeveel van hulle het in die beloofde land uitgekom? Josua en Caleb, die enigste twee, wat gehoorsaam was, wat gelowig was. As ons gaan kyk na wat Vader se wil is vir ons, hoe oud behoort ons te word, sing ons in Genesis 6 vers 3, toe sê die Here, wie praat hier? Die Here wat hier praat. My gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Ons wat vleeslik is, behoort 120 jaar oud te word. Moses wat gesê het 70 of as ons sterk is 80, hoe oud het Moses geword? As ons gaan kyk in Deuteronomium 34 vers 7, en Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie. So verkeer glo ons, dat as ons ouer raak, moet ons oë swakker raak. Moses, die man van God, sy oog het nie verswak nie. Sy krag het nie vergaan nie. Vader het nie siektes nodig gehad, dat hy moes sterf op 120 jaar nie. As ons gaan kyk na die Bybelse voorskrifte, Exodus 23 vers 25 en 26, en julle moet die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Ons moet die Here dien, lei dit 'n klokkie, Spreuke 3 vers 7 en 8, dien die Here. Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Dis die belofte. Ons moet die Here dien. En dan volg daar seëninge. Exodus 15 vers 26. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Ons lees in Johannes 5,
van vers 6 tot 8. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Hier praat Jesus met die man wat gelê, die verlamde man, langs die bad van Bethesda. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Hierdie man moes die aksie neem. Hy moes in geloof opstaan, onthou hy is verlam. Hy moes opstaan, hy moes hoor wat Jesus sê, hy moes saamgaan daarmee en doen. Hy moes opstaan en loop. En ons sien in 'n paar verse later, Johannes 5 vers 13, maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Vers 14, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Ons sien dus daar's 'n verwantskap tussen sonde en siekte. Moenie weer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. In 'n paar hoofstukke verder sien ons in Johannes 9 van vers 1. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord hom, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Deurdat genesing plaasvind, word die werke van God geopenbaar. Ons sien in 1 Korintiërs 6 van vers 19 en 20, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ek en jy moet God verheerlik deur ons liggame. Maar as ons sieklik is, verheerlik ons nie vir God in ons liggame nie. As ons genesing ontvang het, op gees, siel en liggaamlike vlak, verheerlik ons God in ons liggame. Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Dis nog een van die Bybelse voorskrifte. As jy wil hê wat verleng word, moet ons gehoorsaam word. Moet ons hoor wat die woord sê, moet ons dit gaan doen. Deuteronomium 5 vers 16, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Siektes is nie lukraak gebeure nie. Hulle is verlengstukke van die probleme van ons siel en ons gees. Volgens die boek Geen een van die siektes nie, geskryf deur 'n mediese dokter, Dr. S.E. Macmillan, reeds in die 60er jare, het hy die volgende gesê, dit is te betreur dat vrede nie in kapsules kom nie. Die mediese wetenskap besef dat emosies soos vrees, droefheid, afguns, wrok en haat vir die meeste van ons kwale verantwoordelik is. Skattings varieer van 60 tot bykans 100% van gevalle. Emosionele spanning kan die oorsaak wees van hoë bloeddruk, skeelhoofpyn, artritis, beroerte, hartkwale, maagsfere en ander ernstige kwale te talryk om op te noem. As geneeskundiges kan ons medisyne voorskryf vir die simptome van hierdie siektes, maar ons kan weinig doen aan die onderliggende oorsaak, naamlik emosionele beroering. Ons het iets meer nodig as 'n pil vir die siekte veroorsakende spanning van die man wat die spaargeld van sy lewe verloor het, die treurende meisie wat afgesê is, die jong vader wat aan 'n onopereerbare kanker ly, die vrou wie se man 'n flerrie is, die verbuisterde tienerjarige met 'n moedervlek op die gesig en die planmaker wat die hele nag wakker lê en dink aan hoe hy sy buurman met gelyke munt kan terugbetaal.
Hy sê sy boek het ontstaan as gevolg van die duisende sigte vir die baie mense wat sy kantoor as mediese praktisyn verlaat het, sonder om doeltreffende hulp te ontvang. Daar was nie tyd om veel meer te doen as om 'n hoeveelheid pille vir hulle klagte voor te skryf nie. Maar hy het geweet daar was iets beters wat hulle die res van hulle lewe sou kon saamneem. In sy boek het hy die voorskrif geskryf wat hy aan daardie pasiënte sou gegee het, as hy maar net meer tyd gehad het. Hy sê ook verder dat die raad wat hy gee, nie sy oorsprong by hom gehad het nie. Toe God die Israeliete uit die getuisterde Egipte gelei het, het hy hulle beloof dat as hulle sy insettinge gehoorsaam, hy geen een van die siektes op hulle sou lê nie. God het 'n vryheid van siekte gewaarborg, wat moderne geneeskunde nie kan dupliseer nie. Was die goddelike belofte hulle versekering? Is die Israeliete op wonderbaarlike wyse van hierdie siektes gevrywaar? Sou dieselfde regulasies ons vandag ook nog vrywaar? Ek is oortuig dat dit die leser sal interesseer om te ontdek dat die Bybelse voorskrifte hom kan vrywaar van sekere aansteeklike siektes, van baie dodelike kankers en van 'n lang lys van psigosomatiese siektes wat aan die toeneem is, ondanks al die prestasies van die moderne geneeskunde. Ons sien in die Bybel dat elke siekte en elke kwaal genees was. Die kerk is so ongewoond aan die werking van die Heilige Gees tot genesing van die mens se liggaamlike siektes. Matteus 4 vers 23, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Is dit wat ons vandag nog sien in ons kerke? Ons lees in Matteus 4 vers 24, en die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië, en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. Toe Jesus Christus op aarde was die wonder wat hy die eerste en die meeste gedoen het, die genesing van die krankes. As 'n bewys van sy ontferming, as 'n opening van die harte om hom aan te neem, as 'n verlossing van die liggaam van die mag van sonde en Satan, as 'n voorbereiding vir sy volle seun, was sy gesondmakings die mees verstaanbare en heerlikste bewyse dat God sy volk besoek het, dat hy die ware Messias, die saligmaker was. Sowel terwyl hy op aarde was, as toe hy na die hemel gegaan het, het hy die mag aan sy disippels meegedeel om dieselfde te doen. Op die uitdruklikste wyse het hy die genesing van krankes aan die evangelieprediking verbind en albei aan dieselfde persone toevertrou. Genesing van krankes en die verkondiging van die evangelie van die koninkryksboodskap. En na die uitstorting van die Heilige Gees, het die apostels daarom gebid, dit uitgeoefen en daarvan geskrywe in hulle briewe, as die heerlike bewys dat God met hulle was, en dat hulle gedeel het in die heerlike voorregte van sy gelowige volk. Geen enkele wenk gee die Here aan ons in die woord, dat hierdie teken van sy wondermag onder sy volk nie vir alle tye sou wees nie. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dit behoort dus vandag nog steeds deel van die kerk te wees. Ons lees in Jakobus 5 vers 13, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Vers 14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Jakobus 5 vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Jakobus 5 vers 16 tot 18,
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n man net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie, en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Hierdie is seker die belangrikste deel, oor as iemand siek is. Pas ons dit regtig vandag nog toe. As iemand siek is, pas ons die woord toe, kry ons die genesing, want die woord sê, die sieke sal gesond word as ons gehoorsaam is. As ons in detail gaan kyk na hierdie Jakobus 5, dan sien ons, daar is 'n onderskeid tussen lyding en krankheid. In vers 13 word daar nie gesê wat gebid moet word vir iemand wat ly nie. Lyding wat van beide kom is deel van elke Christen. As hy wil bid dat die lyding weggeneem sal word, dan moet hy by so 'n gebed altyd sê, as dit moontlik is, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Dis soos wat Jesus Christus gebid het, dat hierdie lydingsbeker van hom af weggeneem word. As dit nie weggeneem word nie, laat hom dan bid om lydsaamheid. Ons lees daarvan in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Ons moet die versoekinge verdra, sodat ons die kroon van die lewe kan ontvang. Ons lees in Jakobus 5 vers 10 en 11, neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Die antwoord van Jakobus is heeltemal anders op die vraag, is daar iemand siek onder julle? Daar gee hy die versekering dat die wegneem van die siekte in die geloof gevra mag word, en dat die Here dit seker sal gee. Hy maak dus 'n groot onderskeid tussen lyding en krankheid. Net soos Jesus Christus van siekte gepraat het as iets wat weggeneem moet word, reken Jakobus ook dat krankheid nie tot die gewone lyding wat ons maar moet verdra behoort nie. Alle lyding kom van buite, en daar sal eenmaal 'n einde aankom, wanneer die sonde en die verkeerdheid in die wêreld onder die heerskappy van Jesus se oorwinning sal staan. Krankheid is 'n verkeerdheid in ons eie liggaam, wat die tempel van die Heilige Gees is, wat deur Jesus Christus verlos is, en wat, as ons dit deur die geloof heeltemal onder die werkinge van die Heilige Gees stel, die gesondmakende krag van die lewe en die liggaam van Jesus Christus deelagtig word. Die raad wat Jakobus aan die sieke gee, is dat die ouderlinge van die gemeente ingeroep word, en dat hulle oor die sieke moet bid. Daar was in daardie dae ook geneeshere. Jakobus raai nie aan om hulle te roep nie, maar eerder die ouderlinge. Die ouderlinge was in daardie tyd die leraars en opsieners van die gemeente, gekies, nie omdat hulle as leraars gestudeer het nie, maar om hulle godsvrug en geloofskrag, die manne wat die meeste van die Heilige Gees gehad het. Waarom moes juis hulle kom? Kon die sieke nie self bid nie? Kon gelowige vriende nie bid nie? In die meeste gevalle sou dit blyk dat dit nie so maklik is om daardie geloof te beoefen wat die kragtige gebed tot genesing kan bid nie. Daarom wil Jakobus hê dat die ouderlinge, die manne van die kragtigste geloof geroep moet word. Hulle was ook die verteenwoordigers van die gemeente, die liggaam van die Here.
Die werktuie van die Heilige Gees is altyd kragtiger, waar die eenheid en die gemeenskap van die liggaam erken en aangekweek word. As sodanig sou die ouderlinge eerder die geloofsgebed kon doen. Hulle was ook manne wat afgesonder was om as herders, soos die opperherder, vir hul al die geestelike en tydelike elende van die kudde aan te trek. Hul sou gereed wees om hulle harte in die elende van die kranke te verdiep. Hul sou die gawe van onderskeiding hê om te onderwys en moed om aan te hou, totdat daar verhoring kom. Die genesing van siekte is aan die opsieners van die gemeente toevertrou. Die Here is die een wat die ongeregtigheid vergewe en die krankhede genees, en sy dienaars het die mag ontvang om die seën van die Here vir siel en liggaam albei te dra. Soos weer gaan kyk na Jakobus 5 vers 14, is daar iemand siek onder julle? Wat moet gebeur? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Hierdie salf met olie het al aanduiding gegee tot groot stryd. Daar is diegene wat nie kan dink dat Jakobus die geloofsgebed kan bedoel, sonder die gebruik van middels nie, en wat daarom sê dat die olie hier genoem word as geneesmiddel, en dat salf met olie in die naam van die Here beteken, om die sieke met olie te bestryk en in te vryf. Olie sou dus word 'n soort van 'n wondermiddel vir alle kwale. Wat beteken die woord met olie salf regtig volgens die woord? Die salwing met olie na 'n bad was 'n gebruik by die oosterse volke. In daardie dor klimaat het hulle dit as verkwikking en 'n verfrissing gereken. Daarvandaan het dit gekom dat by die afsondering tot 'n amp of die heiliging tot die diens van God, die salwing met olie moes dien as 'n teken van die toerusting met krag van God vir die werk, of vir die hele toewyding aan hom. So was die salfolie waarmee die priesters in die tabernakel gesalf en geheilig moes word 'n besonderse heiligheid. Gaan lees daarvan in Eksodus 30 vers 20 tot 32. In hierdie dubbele sin, toerusting en toewyding, word daar gepraat van salwing met olie. Nêrens in die hele Bybel is daar enige teken dat olie as geneesmiddel gebruik word nie. Daar is wel een plek waar daar van hierdie salwing met olie in verband met siekte gepraat word. Hier is dit egter duidelik dat die salwing met olie nie 'n geneeskundige nie, maar 'n godsdienstige daad was. Markus 6 vers 12 en 13. En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer, en hulle het baie duiwels uitgedryf, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Die genesing word geplaas naas aan die uitwerping van die duiwels, as iets wonderdadigs. Dit word ook heeltemal ooreenkomstig die volmag wat die Here vir hulle gegee het, toe hy hulle uitgestuur het. Matteus 10 vers 1, en hy het sy 12 disippels na hom geroep, en aan hulle mag gegee oor onrein geeste, om hulle uit te dryf, en om elke siekte en elke kwaal te genees. Dit was dieselfde mag vir hierdie twee werksaamhede, die uitwerping van die duiwels en die genesing van die krankes. Wat sou nou die betekenis en die krag van die salwing met olie deur die 12 disippels gewees het? In die Ou Testament was die olie die duidelike sinnebeeld van die gawe van die Heilige Gees. Ons sing in Jesaja 61 vers 1, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart en om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Jesaja 61 vers 2 en 3. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof
vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebente van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking